Vandag gaan ons nog 'n lesie doen oor eksponente en eksponentwette. Ons het gesien die eerste eksponentwet sê vir ons as ons dieselfde grondtalle met mekaar vermenigvuldig, hou ek die grondtal dieselfde en ek tel die eksponente bymekaar. Wet 2 het vir ons gesê as ons deel met dieselfde grondtalle, dan gaan ons grondtal dieselfde hou en die eksponente aftrek van mekaar. Vandag gaan ons kyk na verheffing van 'n mag tot 'n verdere mag. Dit bring ons dan by wet 3. Wet 3 sê vir ons as ons 'n mag verhef tot 'n verdere mag, dan gaan ons die eksponente met mekaar vermenigvuldig. So, baie belangrik, wet 3 sê vir my, wanneer ek 'n mag, byvoorbeeld x tot die mag m, verhef tot 'n verdere mag, met ander woorde, ek sê x tot die mag m is in hakkies, ek maak hom nog tot die mag n, hou ek die grondtalle dieselfde en ek vermenigvuldig die eksponente met mekaar. As ons kyk na a² tot die mag 3, wat dit eintlik beteken is, dit sê mos vir ons, dit is a² maal met a² maal met a². Dit gee ook vir ons a maal a maal a maal a maal a maal a. As ek nou mooi kyk na dit, dan kan ek sien dit as 1, 2, 3, 4, 5, 6 a's, so dit gee vir my a tot die mag 6. As ek mos nou kyk na 2 maal 3 wat my magte is, dan kry ek 2 maal 6, 2 maal 3 is 6, en dit is waar my maggie vandaan kom. Die rede vir dit is ook, en dit is hoekom ons moet mooi konsentreer dat ons nie met dit deurmekaar raak nie, as ons het a² tot die mag 3, dan is dit ook a² maal met a² maal met a², wat ook mos nou, as ons teruggaan na wet 1 toe, vir my sê, as my grondtalle dieselfde is, en ek vermenigvuldig hulle met mekaar, dan hou ek my grondtal dieselfde, en ek tel my eksponente bymekaar. My eksponente is mos 2, so ek het 2 plus 2 plus 2, en dit gee ook vir my a tot die mag 6. So die kortpad manier is dat ons sommer hierdie 2 met die 3 vermenigvuldig. Dit is wat hierdie wet vir ons sê, ons kan sommer daai 2 met die 3 vermenigvuldig. As ons dus nou ook kyk na x tot die mag 3 tot die mag 4, kan ons volgens ons wet gaan, en ons kan net hierdie 2 getalletjies met mekaar vermenigvuldig, dan kry ek dit is x tot die mag 3 maal 4, en dit gee vir my x tot die mag 12. As jy hom lank wil uitskryf, om net seker te maak van dit, dan kan jy hom skryf as x tot die mag 3 maal x tot die mag 3 maal x tot die mag 3 maal x tot die mag 3. Soos ons uit wet 1 geleer het, is ons grondtalletjies almal x, so ek kan my grondtal dieselfde hou, en ek kan dan my eksponente bymekaar tel. My eksponente sien ek is 3, 3 plus 3 plus 3 plus 3, en dit gee ook vir my 'n totaal van x tot die mag 12. Kom ons kyk na nog voorbeelde. As ons het a tot die mag 3 tot die mag 5, dan kan ons dit skryf met die kortpad metode, gaan ons daai magte met mekaar vermenigvuldig, so ek kry dit is a tot die mag 3 maal 5, en dit gee vir my a tot die mag 15. a tot die mag 3 tot die mag 3 sê vir my reël sê vir my, ek hou my grondtal dieselfde, en ek gaan vermenigvuldig net die eksponente met mekaar. My grondtalletjie is a, en my eksponente is 3 maal 3, en ek kry dit is a tot die mag 3 maal 3 is 9. As ons kyk na
2a tot die mag 3, b tot die mag 4, tot die mag 3 kan ons dit skryf as 2a tot die mag 3, b tot die mag 4, maal met 2a tot die mag 3, b tot die mag 4, maal met 2a tot die mag 3, b tot die mag 4. As ons kommutatiewe eienskap gebruik, kan ons sien dit is 2 maal 2 maal 2, maal a tot die mag 3, maal a tot die mag 3, maal a tot die mag 3, maal met b tot die mag 4, maal met b tot die mag 4, maal met b tot die mag 4. Dit is volgens ons kommutatiewe eienskap. As ek nou mooi kyk, kan ek nou sien my 2 maal 2 maal 2 gee vir my 'n antwoord van 8. Hierso het ek dieselfde grondtalle van a met hulle eksponente wat 3, 3, 3 is. So as ek my wet 1 toepas, is dit a tot die mag 3 plus 3 plus 3 maal met, en my volgende grondtalletjies wat dieselfde is my b, en sy eksponente is almal 4, 4, 4, so ek hou my grondtal dieselfde wat b is, en dit word 4 plus 4 plus 4, dit sê vir my, dit is 8, a tot die mag 3 plus 3 plus 3 is 9, b tot die mag 4 plus 4 plus 4 is 12. As ek nou die kortpad metode hier gaan gebruik, en ek gaan net eenvoudig my reeltjie toepas, dan het ek 2a tot die mag 3, b tot die mag 4. En onthou, soos ons die heeltyd al gesê het, hier staan 'n spook 1, omdat my mag nie daar is nie. Dan as ons hom verhef tot die mag 3, en ons pas ons reël toe, dan sê ons reël vir ons moet daai 3 maal met die 1. So dit word 2 tot die mag 1 maal 3, maal met a tot die mag, en daai volgende reeltjie sê vir ons moet die 3 maal met die 3. So dit word a tot die mag 3 maal 3. En die laaste enetjie sê vir ons ook, ons moet daai 2 met mekaar vermenigvuldig, die 4 met die 3, met ander woorde, ek het daar b tot die mag 4 maal 3. As ek dit nou gaan uitwerk, dan kry ek dit is 2 tot die mag 3, a tot die mag 9, b tot die mag 12. 2 tot die mag 3 kan ek skryf as 8, a tot die mag 9, b tot die mag 12. Dit is baie belangrik dat jy moet onthou, as jy nou na hierdie voorbeeldjie kyk, onthou, die koëffisiënt 2 se mag moet ook verhef word tot die mag 3. Die volgende voorbeeldjie wat ek het, is 2a kwadraat se kwadraat. As ons hom lank uitskryf, weet jy dis 2a kwadraat maal met 2a kwadraat. As jy wet 1 toepas, dan kry jy dit is 4a tot die mag 4. As ons nou net mooi ons kortpad wet toepas, soos wat die wet vir ons sê, as ons het 2a kwadraat se kwadraat, dan moet ons mos nou onthou, hier staan 'n spook 1, so hierdie koëffisiënt se eksponent moet ook verhef word tot die mag 2, met ander woorde, jy gaan 1 maal met 2, 1 maal met 2, gee vir my 2 maal met a tot die mag, en ons moet sy eksponent ook vermenigvuldig met 2, so dit gee vir my a tot die mag 2 maal 2, en my antwoord is dus 2 tot die mag 2 maal met a tot die mag 4, en dit gee vir my 'n antwoord van 4a tot die mag 4. 2x kwadraat uit tot die mag 4 verhef tot die mag 5. As ons reël toepas, onthou ons gaan hierdie 1 wat hier staan, daai spook enetjie wat hier staan, moet ons vermenigvuldig met die 5. So ek kan hom skryf as 2 tot die mag 1 maal 5.
maal met x. Die volgende een wat ons vermenigvuldig is die 2 met die 5. X tot die mag 2 maal 5. Die volgende enetjie wat ons met mekaar vermenigvuldig is die 4 maal met die 5. So ek kry uit tot die mag 4 maal 5. Dit gee vir my 2 tot die mag 5 maal met x tot die mag 10 maal met y tot die mag 20. So my finale antwoord is 32 x tot die mag 10 y tot die mag 20. A tot die mag 3, B tot die mag 6 tot die mag 3. My kortpad, ek vermenigvuldig die 3 met die 3, so dis A tot die mag 3 maal 3 maal met B tot die mag 6 maal met 3. En dit gee vir my A tot die mag 9, B tot die mag 18. A kwadraat maal met A tot die mag 3 se kwadraat. Onthou nou in hierdie geval is dit net hierdie ene wat tot die kwadraat 2 verhef is. So my aanvanklike enetjie bly A kwadraat en binne in daai ene gaan ek die 3 maal met die 2. So daai enetjie word dan maal met A tot die mag 6. Nou het ek weer my selfe grondtalle met my eksponente wat ek met mekaar vermenigvuldig, wat vir my dan sê volgens wet 1, ek hou my die grondtal dieselfde en ek tel my eksponente by mekaar, dit gee vir my A tot die mag 8. 2a tot die mag 3 maal met 3a kwadraat se kwadraat. As ek nou gaan kyk na hierdie deeltjie, dan is dit buite die hakkie wat verhef word. So hy bly presies dieselfde. Ons skryf hom net so neer, 2a tot die mag 3. Maar by hierdie deel het ek nou die hakkie wat verhef word tot die kwadraat, so ek moet my wet 3 binne by hom gaan toepas. Onthou hier staan 'n enetjie, so ek gaan nou my wette by hom toepas. Ek moet die 1 maal met die 2 en dit gee vir my 3 tot die mag 1 maal 2. Dan moet ek nou nog my 2 gaan maal met my 2 van die a tot die mag. So dis a tot die mag 2 maal 2. As ek hom verder uitwerk, dan sien ek is 2a tot die mag 3 maal met 3 kwadraat a tot die mag 4. Ek kan dit weer skryf as 2 maal 9 a tot die mag 3 a tot die mag 4. Hier kan ek nou sien het ek weer myselfde grondtalle. As ek wet 1 toepas, moet ek my eksponente by mekaar tel. So ek kry hier 'n antwoord van 18 a tot die mag 3 plus 4 en dit gee vir my 'n antwoord van 18 a tot die mag 7. Twee maal met 2 a tot die mag 3 se kwadraat. Hier gaan ons weer eens sien, ons gaan die 2 buite hou, want dit is net hierdie hakkie wat verhef is tot die kwadraat. So my 2'tjies staan weer buite. Onthou hier is weer 'n spook 1 en ek pas my wette toe deur te sê ek gaan die 1 maal met die 2, so dit word 2 tot die mag 1 maal 2 en dan het ek my volgende enetjie wat ek toepas is my a tot die mag 3, die 3 moet ek maal met die 2, so ek kan hom skryf as a tot die mag 3 maal 2. Dit gee vir my 'n antwoord van 2 maal met 2 kwadraat a tot die mag 6. Nou kan ek weer sien hier het ek 'n 2 en 'n 2 en hier het ek 'n spook 1 en 'n 2, so ek kan hierdie eksponente weer by mekaar tel. En dit gee vir my 'n antwoord van 2 tot die mag 3, a tot die mag 6 en my finale antwoord is 8 a tot die mag 6.
dit behels dan nou die lesie van die verheffing van 'n mag tot 'n verdere mag. Jy kan hierdie les nou inoefen deur die volgende huiswerkies te voltooi.